sondeval tot by Bethlehem het God alles voorberei vir die koms van sy seun. Elke profesie, elke geslagregister, elke altaar van die Ou Testament was 'n steen in die pad wat na 'n krib sou lei. Advent herinner ons dat voorbereiding nie 'n moderne uitvinding is nie, dis 'n goddelike beginsel. God is 'n God van orde, nie van chaos nie. Hy werk nie met toeval nie, hy werk met 'n plan. En sy plan is volmaak. God se voorsienigheid trek 'n streep deur die idee van 'n blinde noodlot. Nee, dis 'n vaderlike hand wat alles lei tot sy doel. Ons lees dit so duidelik as die Heilige Gees vir Paulus laat skryf in Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Sien jy? Elke sekonde van die geskiedenis was 'n voorbereiding vir daardie oomblik. Die Romeinse paaie, die Griekse taal, die Joodse profeseë, alles was gereed. God het alles voorberei en hy doen dit perfek. Die wêreld dink dalk voorbereiding is vervelig, maar die waarheid is dat voorbereiding 'n opwindende deel van 'n avontuur is. Dis die spanning voor die klim, die stilte voor die simfonie, die asemhaling voor die sprong. En Advent is daardie stilte. 'n stilte vol betekenis, dis nie 'n leë wag nie. Dis 'n wag vol werk. Want die koning wat in die krib in Bethlehem gekom het, kom volgende keer op die wolke. Ja, ons berei kos en geskenke en versierings voor vir oormôre se Kersfeesvierings. Maar uiteindelik moet ons lewens voorberei vir sy wederkoms. Want Advent kyk nie net terug nie, dit kyk vorentoe. Die krib is die begin, maar die troon is die einde. En die vraag is, sal jy gereed wees wanneer hy kom? En om daarvoor voor te berei, is 'n geestelike dissipline. Dit is nie net 'n lys van take nie, dit is 'n houding van die hart. Dit is om jou hele lewe te orden rondom die belofte van sy koms. Dit is om jou tyd en jou energie en jou liefde te rig op die een wat alles waardig is. En dit is om vreugdevol te wees in die proses. Want voorbereiding is nie 'n straf nie. Dit is 'n voorreg. Dit is die vreugde van die bruid wat haar kleed regmaak vir die bruilof. So hoe berei ons voor? Eerstens deur heiligmaking. Reinig jou hart van sonde, maak reg wat krom is, bring jou skuld na die kruis. Tweedens deur gebed. Advent is 'n tyd om jou knie te buig en jou stem te verhef en te bid, kom Here Jesus. En derdens deur diens. Bou die koninkryk deur liefde en gehoorsaamheid. Gebruik jou tyd om ander te seën, jou woorde om hoop te bring, jou hande om te help. Elke daad van voorbereiding is 'n klein getuienis, 'n verklaring dat jy glo hy kom. Elke flikkerende liggie herinner jou dat die lig gekom het. Wanneer jy jou tafel dek, is dit as ware 'n heenwysing van jou verlange na die bruilofsmaaltyd van die lam. Wanneer jou hart reinig, dan maak jy plek vir die koning van die konings. En die mooiste deel van die voorbereiding is dat dit jou laat hoop op die wederkoms. En om met hoop op die toekoms te lewe, is seker die grootste avontuur van almal. Sien, Advent is nie net 'n seisoen nie, dis 'n lewenshouding. Jy berei voor, want die koning kom, en wanneer hy kom, sal elke wag die moeite werd wees. Hy maak die pad reguit, want die koning is op pad. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
op daardie spesifieke uur wat U bepaal het, in die volheid van die tyd, het U in U voorsienigheid U Seun vir ons gestuur. Ons bring aan U al die lof, die eer en die dank. Ons wil sing van U vrede, U liefde en U guns. Help ons in hierdie laaste dae voor Kersfees om met hoop en vreugde alles voor te berei, soos wat ons voorberei vir die wederkoms. En ons bely dit in Jesus se naam. Amen.